Goeiemiddag almal, Boetie Kugner hier van die SA Jagters en Wildbewaringsvereniging. Die vraag op elke jagter se lippe is, watse dokumentasie het ek nodig vir die 2026 jagseisoen om wettig te kan jag? Die grootste jag van die jaar is die jag van 'n jagbestemming, as ek dit so kan stel. Wees baie versigtig vir slenters, veral op sosiale media. Maak maar baie seker voor jy deposito's betaal vir jagplek. Dis baie duur en 'n mens wil nie onnodig geld in die water gooi nie. Dan kom ons by back and closure. Baie goeie nuus vir die noorde van Natal. Die minister het Dinsdag die siektebeheergebied in Natal opgeskort en dus kan jy in die noorde van Natal ook nou, soos in die res van die land, jag sonder enige nodige dokumentasie vir back and closure om jou karkasse te kan vervoer. Dit is indien jy jag op 'n eiendom wat nie tans onder kwarantyne is vir back and closure nie. Jaglisensies. 6 van die provinsie se jaglisensies is bekombaar hier by SA Jagters se kantore. Die ander 3 is aanlyn beskikbaar. Jy kan gerus meer op ons webwerf gaan lees rakend watter provinsies watter vereistes het ten opsigte van jaglisensies. Ek moet dan net almal inlig dat die Noord-Kaap tans 'n probleem ondervind met hulle aanlyn stelsel en hulle het vir ons aanbeveel dat lede van die publiek wat jaglisensies wil uitneem, die nodige dokumentasie voltooi op hulle webwerf, die betaling doen en dan net hulle bewys van betaling hou as bewys dat hulle wel aansoek gedoen het vir 'n jaglisensie, aangesien hulle tans dit nie kan uitreik nie. Dan die varkvleisvervoerpermitte. Indien jy beplan om die vlakvarke of bosvarke te jag, moet jy 'n vervoerpermit hê vir die wilde varkvleis. SA jagterslede wat eienaars is van jagbestemmings waarop die diere voorkom, kan hulle plase gratis op ons aanlyn stelsel registreer en dan kan hulle ook in die gemak van hulle eie sitkamer of hulle studeerkamer die betrokke permitte uitreik. Die belangrikste dokument van almal is die toestemming om te jag en om vleis te vervoer. Volgens die wetgewing moet jy hierdie dokument reeds in jou sak hê voor die aanvang van die jag. So maak maar seker dat jy die dokument voor die tyd voltooi en hy slegs heeltemal voltooi as beide die grondeienaar of sy gevolmagtigde en die jagter se handtekening en alle besonderhede daarop verskyn. Dan is daar van die jagters wat die geleentheid het om byvoorbeeld beeste wat heeltemal wild geword het, wat val onder vee, te jag. Daarvoor het jy artikel 6 permit nodig en dit is min of meer dieselfde as ons permit vir die verwydering van wildskarkasse wat op ons webwerf beskikbaar is, maar daar is so 'n paar wysigings wat aangebring moet word. Die identifikasie besonderhede van die dier, byvoorbeeld brandmerk, tatoeëermerke en oorplaatjies en die kleur van die dier moet ook op die verwyderingspermit aangebring word en die jagter moet daai permit berg vir 'n periode van 1 jaar vir ingeval daar enige navraag kom. Verder wil ek maar net sê, geniet julle jagseisoen. Die winter is definitief hier, die jagseisoen is hier, so wees veilig en geniet dit. Dankie.